Baie welkom almal by Kuier om die Woord op hierdie heerlike wintersonnige dag. Amen. Ons is besig met die boek Hebreërs en hier sien ek in vers 1, daarom moet ons des te meer, dis nou hoofstuk 2 waarmee ons vandag begin, ag gee op wat ons gehoor het. So wat het hulle gehoor? Eerste plek, Jesus het baie gesê, en dan kom die apostels, en hulle sê presies wat Jesus sê. So, dis baie belangrik wat Jesus sê, stem julle saam. En is dit nie lekker om nou die woord, wie Jesus is, die woord wat vlees geword het, onder ons kom woon, te hoor vanmôre en te hoor wat sê Jesus nie. En hier gaan pastoor met my nou af. Nou wys sy vir my so, né? Sy maak haar hand so asof ek te veel praat, jy weet so, wa. Okay. Die hoofstuk begin met daarom. Nou moet jy teruggaan na hoofstuk 1 toe, vers 14. Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe? En hy praat van engele. Né? Daarom. Kan jy sien, in die oorspronklike Grieks was daar nie opskrifte nie. Ja, alles Kan jy was in sien? een, daar is ook nie verse nie. Kan jy sien? Ja. Dit hoort by mekaar. Hy praat van die engele wat dienende geeste was. En dis nou baie oulik wat jy hier doen. Nou leer ons sommer hoe om studie te doen in die Bybel. Jy moet eksegese doen, nie eisegese nie. Eisegese is jy vat jou eie opinie en dan lees jy dit in die Bybel. Eksegese, jy lees die hele konteks waarin dit staan en dan kyk jy ook na ander plekke waar dieselfde sou staan. So, hoekom hy sê daarom, nou vers 14, praat hy van engele en hoofstuk 2 vers 2 praat hy weer van engele. Kan jy sien, die twee goed is verbind aan mekaar. Hy sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het. Nou, om ag te gee op iets, weet jy, as jy luister met 'n halwe oor, en dink nou 'n bietjie in 'n huis waar 'n man en 'n vrou met mekaar praat en die vrou sal dalk sê, hoor is op my man, onthou nou, so, en die man gee nie ag nie, nê. En dan gebeur daar nou allerlei goedjies, nê. In ons huis is dit eintlik die vrou wat nie ag gee baie keer nie. Ja. Hoekom moet net altyd die man wees wat nie ag gee nie? En dan slaan die popo die fan, want nie mooi geluister nie. Des te meer ag gee op wat jy hoor. Ons kan meer sê die kinders wat nie luister nie. Dit ook. Ja, die ouers en die groot mense het baie meer wysheid, maar die kinders gee nie ag as die ouers vir hulle waarsku in sekere areas nie, né? Ons moet ag gee op dit wat ons gehoor het. Nou, om ag te gee beteken, jy hoor. Dit gaan hierin en dit gaan hierin. In jou Jy harte. hoor, regtig. Jy vat dit Nee. en jy koester dit tussen jou ore. Nou, Ja. party mense het mos 'n ligleegte tussen die regteroor en die linkeroor. Dit gaan hierin dan gaan sit daai kant uit. Ja, Die kinders. Ma sê, so na vreeslik frustreer, sy sê vir die kind, hoe kan luister jy na my nie, is dit ornamente wat daar langs jou kop is, of is dit ore? Suikerpotjies. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Nou, as jy wil notas maak, skryf wegdrywe. Wegdrywe is die woord Griekse woord. pararpheo. Pararpheo. P-A-R-A-R-R-H-E-O. Pararpheo. Parafio, ja. Nou, die prentjie wat dit van praat, is 'n boot wat inkom na die hawe toe. En hy sien die ligtoring en hy sien dis hier waar hy moet wees. En hy sien hier moet hy, jy weet, as 'n boot in die hawe inkom, dan meer hy vas. Het julle dit geweet? Jy moet vasmeer. Anker gooi en vasmeer. Hy moet anker gooi en hy moet vasmeer. So hy kom in die veilige Vasmaak. hawe in en hy meer vas, hy anker homself daar, en dan kan dit maar rof gaan en die see kan rof raak, of die getye kan in en uitkom, maar hy gaan rustig net daar bly waar hy is. So moet ons in die woord geanker wees.
en ons moet dit koester. Hoe anker ons onsself in die woord? Ons vat dit ernstig en ons hoor dit, want die woord is Jesus. En ons koester dit, soos jy gesê het, in daai ligleegte tussen die ore, sodat daar nie meer 'n ligleegte is nie, maar Christus jou tussen die ore situasie kan beheer. Want, nou, as jy nie vasgemeer is nie, nou hier in Hebreërs 6 praat hy weer van, en ons het dit as 'n anker vir die siel. Ons sing daai lied, we have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Saviour's love. Jou anker moet vasgeanker. Nou, wat gebeur as die boot inkom en hy meer nie vas nie en hy gooi nie anker nie, want jy kan nie net anker vasgooi nie, jy moet ook die boot vasmeer. Hulle maak die boot vas, hierdie kant met 'n tou en daai kant met 'n tou en daai kant met 'n tou. Nou, want die golwe, mense, die golwe kom. En die golwe van die lewe kom na jou toe. Op elke golf is daar iets wat jou wil laat wegdryf. Ja, nou as daai skip nie vasgemeer is nie, wat gebeur is, hy skuif 3 centimeter, dan skuif hy 'n meter, dan skuif hy 'n meter daai kant, dan skuif hy daai kant, dan skuif hy daai kant. Ja, maar is nou besig om geweldig hier te manifesteer met hierdie geskuiwery, net vir die mense wat nou nie kan sien nie. Ja, ek dryf nou soos 'n skip. Sy druk my skoon hier van die stoel af, soos sy hier die branders aan nou rondskit hierso. Sy ontanker my nou skoon van my stoel af hierso, ja. Ja, en voor jy jouself kan kry, nou onthou nou jy's die boot. Is jy in die diepsee, in die storm, ja. Voor jy jouself kan kry, is daai bootjie weg van al die ander bote af, weg van die hawe af, weg van alles af, en hy stoksiel alleen op die oop see. En dan sê jy, ja, niks werk vir my nie, en die Here is weg, en liewe Marthaitjie is weg, alles is weg. Ja, so, dis ontsettend Dan dis wanneer jy 'n ligleegte tussen die ore begin kry, want Christus is nie meer daar nie, want jy het nie die woord Christus gekoester nie. Amen. So, die vasmeer is vir my, dat 'n mens, jy weet Christus, ja, Christus is jou anker, maar die vasmeer is jou boeties en sissies, wat langs jou is. Wat vol van Christus is. Wat vol van Christus is. Ja, maar nou nie verkeerde boeties en sissies, en die ouens wat wat almal ankerlose mense is nie, dan gaan julle almal wegdryf. Kry vir jou mense wat geanker is in die woord, let wel, in Christus Jesus. Ons kry dieselfde in Hebreërs 4, vers 14, wat hy praat van, en hy het sommige gegee as apostels, profete, lerare, evangeliste, herders, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. Vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedriegery van mense, ensovoorts, ensovoorts. Ja, weet jy, as 'n mens nou in kerkpolitiek beland, en jy begin nou die kerkdoktrines of kerk reëls raak belangriker as die woord Jesus Christus self, dan het jy in politiek beland, kerklike politiek. Mense, dit is belangrik dat ons kinderlik die Bybel self lees, die Heilige Gees wat in ons is vertrou, om ons in die volle waarheid te leer, en doen eksegese, lees uit die skrif uit wat daar staan, en vergelyk dit met ander plekke, en leer so, wat sê die woord, nie wat ander mense sê nie, nie eens wat ons vermoere vir julle sê nie, Ja, leer self, want weet jy wat, die Bybel is geskryf vir kindertjies, nie vir teoloë nie. Teoloë kan baie keer die hele ding polities maak, en dan stem hierdie lot nie saam met daai lot nie, en dis waarom ons soveel miljoene kerke het vandag. Maar prys die Here dat ons kinderlik die woord kan vat, wie Christus is, dit kan koester, daarin ons anker vind, en dan sal ons nooit wegdrywe nie, deur ander winde van lering nie. Hoor julle wat ek sê? Veral ons wat nou almal blootgestel is aan wifi en aan die internet, en daar's nou deesdae 'n smartphone ook wat jy het, né?
En hy raak so smart, hy kom gou agter wat jy belangstel in. En as jy begin Google en te kere gaan, en baie het nou al hierdie persoonlike artificial intelligence agents wat met jou praat. Dis nogal baie keer handig, jy weet, as jy nou iets gedoen moet kry en jy weet nie hoe om dit te doen nie, dan doen die huis sien maar nou 'n dingetjie. Dan kan dit nogal baie handig wees. Maar pas op nou, dat dit jou nie verder wegvat en jou dan in vreemde plekke laat beland met vreemde winde van lering nie. Vat altyd jou eie Bybel, sê almal my eie Bybel. Nou ja, selfs die Bybel is vertaal deur spesifieke kerkorganisasies. Soos ons het in Afrikaans sekere Bybels wat jy kan absoluut koppel aan sekere kerkorganisasies. So ek sê, ja, okay, lees al die Bybels wat jy kan kry. Maar laat die Heilige Gees, sê almal Heilige Gees, wat reeds binne in jou is, die Gees van die waarheid, die Gees van die woord, die Gees van Jesus Christus, jou in die volle waarheid lei. En jy sal die antwoorde kry jouself. Okay. Vers 2, want as die woord deur engele, nou gaan ons weer terug na hoofstuk 1 toe, kan jy sien van die dienende geeste van die engele. Kom ons gaan terug na die Ou Testament toe. In vers 1 van hoofstuk 1 sê hy, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders, deur die profete en ook deur engele. Baie keer het engele in die Ou Testament gekom en boodskappe gebring. Maar was meestal profete. Maar dit was meestal profete. Vir my, ek kan net ietsie noem, daar is 'n moontlikheid, ek sê, julle kan self ondersoek, dat engele wat die woord angelos is, wat beteken eintlik boodskappers, kan ook natuurlik in menslike mense wees. Jy sê dan baie vir my engel, vlieg jy nou toe en dan vlieg jy nie. Dan vlieg ek nie. Nee, dan vlieg jy nie. Maar 'n engel kan ook 'n mens wees, soos Paulus, soos die apostels, wat dan 'n angelos boodskap bring. Maar hierdie verwys natuurlik, soos Pastor Emmy sê, meer na engele ook. Okay. Ja, daar's ook 'n plek in die Bybel wat hy sê the Lord of Hosts. En daar's ook 'n plek wat hy met Abraham praat en Abraham sê dis engele, maar as jy mooi gaan kyk, dit was die Here self. Ja. In die vorm van Dit lyk soos mense wat kom en dan ja, maar dis debatteerbaar, maar ja, maar dit is ook debatteerbaar dat dit moontlik dat ek en jy dan angelos is, wat dan boodskappers is wat die blye boodskap vir ander mense bring. Hallo al julle mooi engele hier vanmôre. Wat ons terugvat na die feit toe dat God het ons net so onder homself gemaak. Hy het en dan ons kom weinig minder as homself gemaak, maar ons is hoe bo die engele. Bo die engele. Wow, so as 'n mens wat in Christus is en deur Christus Gees gevul is en die woord liefhet en die woord koester, sy mond begin oopmaak, hy of sy, kan jy sê, ek hoor 'n engele boodskap. Amen. Okay. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het. Nou okay, kom ons gaan 'n bietjie terug na die Ou Testament toe. In die Ou Testament het die Here baie keer gesê, moenie so maak nie. Ons het in Jesaja dit oor en oor Ons gesien. het dit in Jesaja oor en oor gesien. En dan wil die mense nie luister nie, dan ontvang hulle vergelding. 'n Wolke, dit kom gewoonlik, die beeldspraak Ja. is 'n wolke oordeel. En dis waarom Jesus dieselfde terminologie gebruik. Yes. So nou verander die meeste moderne teoloë dit heeltemal, of mense in sekere kerke, en die wolke is nou letterlike wolke koms waar Christus nou kom en op die aarde. Mense, dis 'n Bybelse beeldspraaktaal, en daar was wel so 'n oordeel aan in wat Christus self voorspel het in die geslag waarin hy was, en dit het in 70 na Christus gebeur, toe die tempel verwoes is. Goed. Hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid verontagsaam het? So hy praat ook hierso van die engele wat ongehoorsaam geword het, okay? So julle weet daar's 'n derde van die engele wat gerebelleer het teen God. As jy nou heel teruggaan na die Ou Testament toe, in Esegiel en daai. En dan sien jy ook in Openbaring wat hy sê, die sterre het 'n derde, die draak, Yes. wat se stert. Hoe staan dit daar so? Dis nogal oulik daai. So dit Sy verwerp is die vier gegooid as sterk.
Ja, dit is in hoofstuk, Amen. ek dink hoofstuk, Dis reg. Dis Esegiel Ja. 28. ja, en ook Openbaring Esegiel 12. 28. Ja. Ek dink dit is Openbaring 12. Gaan jy daaraan, dan kyk ek gou hier in Openbaring 12. So God het die engele nie gespaar nie, toe die engele rebelleer teen hom en dink hulle is slimmer as die Kan Here ek self, gou hierdie lees? het God hulle 'n Gezap. 'n pak slaag gegee. pak slaag gegee, getigtig. En hulle is vandag nog in Tartarus. Die vrou in die draak, hoofstuk 12 van Openbaring, en 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met son bekleed was en die maan was onder haar voete. Hierdie praat van Christus. En op haar hoof is 'n kroon wat 12 sterre. Nou hier praat hy weer van die vrou wat Christus gebaar het, en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert het 1/3 van die sterre Ja, van die hemel, en hierdie sterre verwys natuurlik na dankie die engele, Piet. Ja, daai is meegesleep en hulle op die aarde gegooi, en die draak het opgestaan voor die vrou wat op punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Kyk hierdie beeldspraak. Kan jy onthou Jesus? Wie wou Jesus doodmaak? Koning Herodes. Toe word baie kindertjies onnodig doodgemaak, maar en dan natuurlik toe kom die groot vervolging, en wie hy het aan sy eie mense kom, sy eie mense nie aangeneem nie, en wie is die mense wat hom eintlik gekruisig het? Sy eie mense. Sien jy die beeldspraak? Was dit 'n letterlike draak? Was dit letterlike ster? Beeldspraak. speelspraak. So nou kom hulle met Praat van die letterlike, Jesus kom op die wolke, en nou is dit die einde van die planeet aarde. Mense, dit staan nêrens in die Bybel nie. Dis die einde van die ou bedeling, die ou verbondsbedeling. En dan hierdie boek Hebreërs is eintlik pragtig. Dit speel die twee verbonde teen mekaar af. Die ou verbond is verby en die nuwe verbond is beter. Dis eintlik wat die hooftema van die boek Hebreërs is. Die nuwe is beter. Okay. Amen. So, die engele kon nie ontvlug nie. As God die engele gejudge het en gesê, nee, so moet julle nie gemaak het nie. Hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot vers Saligheid. 3 saligheid Nou die saligheid is, verontagsaam het. en want Jesus het dit gebring. Yes. Hy het die Vader se liefde openbaar in sy verlossing. En toe verwerp hulle dit. Wow. Nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is. Deur die wat dit gehoor het. Deur die wat dit So wie gehoor is die het. eerste een wat dit begin? Johannes die Doper het begin sê, verander julle sienswyse, hier is 'n nuwe bedeling wat kom. Jesus begin dadelik daarna, en hy sê dieselfde, hy sê verander julle sienswyse, metamoia, dink anders, want hier is 'n nuwe bedeling. Sien, hy lei hulle uit die oue uit in die nuwe in. En hierdie hele boek Hebreërs is waaroor dit gaan. Goed. Hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid verontagsaam wat? Nou, hier verwys hy verder na Hebreërs toe, Hebreërs 10 vers 28 en 29. Snaaks genoeg toe ek dit lees, toe dink ek dadelik aan Hebreërs 10 vers 28 en vers 29. Nou, dit begin basies by vers 25 of 24. Laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Nou, ons praat nou nie van julle nie, en ook nie van baie van die mense wat luister op audio nie. Maar kom ek vra nou vir julle, as jy op 'n Sondagoggend deur Odenaalsrus ry, wat is die persentasie van mense wat kerk toe gaan? 1% van die mense? Ek glo nie dit is 1%. Is nie eers 1% van die mense wat kerk toe gaan nie. Hulle versuim die onderlinge byeenkoms, nee. En as Okay. dit ernstige kerkpolitiek is waaraan mense behoort, is dit miskien beter om dit te mis. Pastoor Jan, Okay. nie versuim so sommige die gewoonte het nie. Laat ons mekaar vermaan. Ek praat nou nie van mense
wat regtig waar siek is en wat glad nie kan. Weet jy, daar's jong mense, nee, Jesus rose from the dead, maar hulle kan nie eers uit die bed uit They opstaan can't nie. even rise up from Of, the bed. of mense besluit, ag, ek gaan wasgoed was vandag, ek gaan nie kerk toe gaan nie, ek het dit nie nodig nie. Nou, kyk wat sê hy hierso. Ons moet mekaar aanmoedig, vers 26, want as ons opsetlik sondig, hy sê, jy sondig opsetlik, jy weet jy moet, en dan doen jy dit nie. Nou sondig jy opsetlik. Dis nie dat jy dom is nie, jy doen dit met 'n spesifieke Bewustelik. doel. Nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, dan bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed, ensovoorts, ensovoorts. Nou gaan ek vers 29. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag, en hier kom dit nou, en die gees van genade gesmaad het. Jy sien, saligheid, genade, maar daar sekere mense wat sê, ag, Here sal maar weer. Nou, wanneer het jy By my gesê bes. is die boek Hebreërs geskrywe in 69 na Christus? 67 to 69. En dit was basies 'n paar jaar voor 70 wat die tempel verwoes is, die groot oordeel losgebars het. 1,2 miljoen Jode het omgekom, veral wat in die tempelbediening was en in Jerusalem self. En so as hy praat daar van oordeel, dan verwys hy spesifiek dan na dit. En dis natuurlik nou ook jou bewys dat dit nie Paulus is wat hierdie Hebreërbrief geskryf het Nie nie. Paulus nie, want Want Paulus was in 66 na 66 Christus. alreeds dood. Is hy alreeds doodgemaak deur sy eie mense, kan jy maar sê. Ja. En jy het iets interessants vanoggend vir my gesê, dat die een wat die boek Hebreërs geskryf het, doelbewus sy naam nie bekend gemaak nie. Want hy het geskryf vir die Kyk. Hebreër mense, en onder hulle was die groot vervolgeraars. Kyk, as jou Bybel nou oop is daar by Hebreërs, Ja, kyk gou-gou na Filemon. Jou Ja. Bybel is oop daar. Kyk na Filemon, wat daar staan. Wat is die eerste woord? Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus. uit Filemon Aan. lees jy nou. Ja, So Paulus het altyd homself al bekend sy gemaak. briewe begin in te sê, Paulus, Nou, apostel van die Here Jesus Christus, aan, so en so en nou hierdie so boek en so. Hebreërs is dan Maar geskryf Hebreërs, in die moeilikste tyd. Yes. Want Jesus het voorspel, hy sê daar gaan tyd kom, moeilike tye kom soos daar nog nooit gewees het. En dit is in Matteus 24. So die skrywer het doelbewus anoniem gebly. So jy kon sien dat hy het homself moes beskerm het. Yes. Anders sou hulle hom van die gras afgemaak het. Maar hy moes vir die mense wat wel tot bekering gekom het en wat Christus volg, moes hy bemoedig met die boek Hebreërs. Interessant, né? Goed. 5. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het erns getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? Dis Psalm 8. Ja, dis mooi Vers daai. 5 Sing mos nie daai nie. Is 'n liedjie, ek gaan. Ja. Okay. Wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? Ja, ek gaan hom sing. Ek is nie seker. Ja. Wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u hom besoek. As ek die werke van die hand, die hemele aanskou, dan wat is mens, die mensekind, dat u hom vertrou. Want u het hom weinig minder as u self gemaak, en die beeld van Christus het u in hom geplaas. Wat is die mens dat u aan hom dink? Wow, jy's goed om te onthou, hoor. Andrei Kempen. My stem het is nie hom so, gesing. met die hoë note is my stem nie Ja. so lekker nie. Wat vir my mooi is van Andrei mooi. Kempen, om van hom te praat, hy was lief om die woord self te vat. Ek neem aan hy leef nog, dan praat ek so asof hy nie meer leef nie. Hy was lief om die woord self te vat en die woord te En sing. om te bereim. En ek dink dis wonderlik, dis pragtig. As jy sing die woord vir jouself,
dan gaan dit nog dieper in, jy koester dit. Ja. As 'n mens tog nou, Christopher wat nou verlief is, né? Hy sal nou al die liedjies vir haar sing. Wat is daai wel hy liedjie? Ek kyk graag so diep in jou oë. Ek soen jou so graag op jou mond. Jy weet, want sy so in hom in, jy weet, tussen sy ore. Daar's nie 'n leegte nie, dis net die meisie, jy weet. So nou sing jy, né? Nou dit is hoe mense nou met die woord, want ons is uitverkoop van Jesus. Stem julle saam? So wanneer jy die woord sing, dan dit is omdat jy mal is oor jou Christus, oor Jesus, oor die woord. So mense, die woord is belangrik. Amen. Amen. Vers 7. Vers 7. Dis die liedjie, né? Ja. U het hom Jy weinig het hom baie mooi gesê. Ek weet nie hoe kry jy dit reg om so goed te onthou? Nee, ek het nie baie goed, my stem is baie koud met die hoon, weet. Nee, maar ja, maar maak nie nie saak nie, jy onthou dit. Jy is soos my persoonlike AI computer. Ja. Okay. U het hom weinig minder as die engele gemaak. Met heerlikheid en eer het hy hom gekroon en hom oor die werke van die hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel. Nou dis natuurlik Efesiërs 1:22. En daai voete is natuurlik sy liggaam. Efesiërs. En wie is deel van sy liggaam? Wie is sy liggaam? Ons. Wie is sy voete? Ons. So waar is die probleme nou? Onder die voete. Wow. Efesiërs 1:22. Maar ek gaan lees vanaf vers 20. Die krag wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Nou vers 22. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom, hoofletter, as hoof, bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Wow, en dis waar ons nou is. Mooi, nee? Ons is nou in daai posisie. Ons sit saam met hom in hemelse plekke, Efesiërs 2:6. In gees nou. So as hy sê, alle dinge het u onder sy voete gestel. So dan Christus is die hoof, maar die gemeente is sy liggaam. Goed, nou vir ons almal persoonlik hierson, waarom laat jy toe dat omstandighede bokant jou staan? Sit dit onder jou voete. Sê in Jesus naam, ek sal beheer neem. Ek gaan nie skrik nie, ek gaan nie bang wees nie. Sien die probleem vir wat hy is, en die Here se krag en wysheid is binne in jou om 'n oplossing te hê vir daai probleem. En dan het jy mede-gelowiges, kinders van die Here wat saam met jou staan en jou bystaan en help. Amen. Moenie daar sit alleen en huil, niemand hier vir my om nie. Nee man, jy is nie onder die omstandighede se voete nie. Die omstandighede is onder jou voete, want jy is deel van die liggaam van Christus. Hy is die hoof. Sê amen. En in sy naam met elke knie buig. In Jesus naam. Amen. Waar gaan jy nou? Verskoon tog? Alle dinge onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat nie aan hom onderwerp is nie. Wow, ek is so bly. Geen siekte, geen ellende, niks is bo kan die naam geen van Jesus armoede, nie. geen Want in die naam omstandighede van nie. Jesus sal buig elke knie van die wat in die hemel is, op die aarde is en onder die aarde is. So, niks kan. Mooi man. Daar's niks uitgesonder nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Want kan ek gou hierso insê, nou Is hierdie 1 Korintiërs verduidelik nou weer, 15. Hebreërs is die ou en die nuwe. Die ou is besig om verby te gaan en die nuwe is nou besig om in plek te kom. Wanneer jy die nuwe, dis nou, ek gaan nou 'n opinie gee, en 'n mens moet eintlik nie 'n opinie gee nie, maar ek dink ons het genoeg skrif om dit te staan, dat wanneer het die einde gekom van die ou wêreld, die ou verbond, 70 na Christus toe die tempel verwoes was. Onthou nou, die tempel was die middelpunt van die ou verbond, met die priesters en die uitlewing daarvan en die offer van diere. So wanneer het daai bedeling finaal tot einde gekom? Toe dit verwoes is, toe die tempel verwoes is
en die leierskap ook omgekom het saam met dit, toe die nuwe bedeling amptelik, glo ek, aangebreek. So as hy praat hiervan, maar nou sien ons dat alle dinge onder ontwerp, maar ons sien hom naamlik, waar het jy nou daai gelees? Waar was ons nou? Vers 8. Ons sien dan nog nie dat alle dinge aan onderwerp is nie, want dit was nog die ou verbond, het nog aangegaan. Maar toe dit vernietig is, toe die tempel weg is, toe is die offer van diere ook weg. So wie was toe die ware offerlam wat oorgebly het? Jesus Christus. Kan julle sien? Ou het nou verdwyn. OK. Ek soek nou daai in Korintiërs. En as ons evangelie dan nog bedek is, Ja, jy weet, as dit bedek. daar sommige mense wat dit nog nie snap nie. Christus het die volle prys betaal, ja, maar daar sommige mense wat nog nie klik nie, hulle lig het nog nie aangegaan nie. En vir hulle is dit nog nie waar Hulle is nog in die ou verbond, hulle kop is nog gevul met ou verbond reëls, terwyl baie mense nou al oorgegaan het, nie baie nie, remnant na Christus toe, wat nou die nuwe verbond snap en verstaan. En onthou Jesus sê, verander jou sienswyse. Alles te doen met sienswyse. So in hulle sienswyse is daar nou 'n nuwe bedeling. Hallo julle almal, wie het nou die nuwe bedeling? Dis al 2000 jaar. Dit kan nie oud word nie, maar dis ewig. Ek wil nie sê dis 2000 jaar oud nie, want dis ewig. Die nuwe bedeling is 'n ewige bedeling. Yes, amen. Goed. Ons gaan aan. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is. Wanneer het dit gebeur? Toe hy aan die kruis hang, en hy het ons sonde op hom geneem, ons identiteit aangeneem, ons menslike. Ja, Filippense 2 is pragtig daar. Hy sê, hy het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig, en aan die mens gelyk geword, en minder geword as 'n mens, toe hy aan die kruis gaan hang het vir ons. Wow. Vanweë die lyde van sy dood met heerlikheid en eer gekroon. Want en toe staan daar natuurlik ook, omdat hy dit gedoen het die Here hom uitermate verhoog bo alle, en hom 'n naam gegee, en hom 'n naam gegee bo elke ander naam. Is, sodat die naam van Filippense 2, kan julle dit gaan sou lees. buig. Ja. Amen. Daar kom hy weer in. Met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou Ek hou daarvan, vir elkeen die dood gesmaak is, sodat ek en jy nooit daai dood hoef te smaak nie. Is julle nie bly nie? Yes. So die dood wat jy nodig gehad het, het jy klaar gesterf in Christus, want hy het gesê in Johannes 12, as ek aan die kruis gaan hang, gaan ek hoeveel? Almal by my intrek. So vir ons wat dan nou glo, jou dood, die dood wat jy moes sterf, het jy klaar in Christus gesterf. Gekruisig, dood, begrawe. En dan derde dag, saam met hom, lewend geword, opstaan en sit op hemelse plekke. Wow, ek raak so opgewonde. Amen. Ek wil net die kern terugbring na, as ons moenie hierdie saligheid cheap vat nie. Ja, definitief. Want dit was vir Jesus 'n bitter dood en 'n bitter prys wat hy betaal het. Hy wat God self was, wat homself minder as 'n mens gemaak het. En baie keer kry jy dat Christene is opgeblaase. Jy weet, ek is so en ek is so 'n groot Christen. Weet jy wat? Wil jy nie net buig en nederig raak voor God nie, want dit is genade. Gees van genade. Absoluut. Grace. It's grace. Niks wat jy gedoen het, so oulik nie. Dis alles genade, nê? Goed, want dit het hom betaal terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge. Nou, ons sing die ander lied, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Nee, deur hom, tot hom is alle dinge. Van wie alle dinge. Dit klink soos 'n bokwagter se klok daai. Hallo?
Want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is. As hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. So hy het vir ons dit gebring, die genade gebring, deur die smartlike dood wat hy gesterf het. En dis hoekom ons moet ja, ek weet nie wie van julle ken die storie van Amazing Grace nie. Nou, die ou wat Amazing Grace geskryf het die ou wat Amazing Grace geskryf het gesê, hulle sê toe vir my om die woorde verander, that saved a wretch like me. Hulle sê toe vir my om die woorde verander. Want ons is mos nou die geregtigheid van God deur Christus Jesus. Dus sê, ek wil dit nooit vergeet nie, that I was a wretch. Ek wil dit nooit vergeet nie, dat ek was blind, maar nou sien ek. En deur hierdie groot genade van God. Nou as julle die hele storie gaan opluister van, of opkyk van Amazing Grace, dan sien julle wie dit geskryf, het was Newton gewees, en sy hele verhaal, en waar hy vandaan gekom is. En vandag nog, as ek Amazing Grace hoor, dan dink ek daaraan, hierdie ou het gesê, nee, tot by die einde van my dae sal ek nooit vergeet, dat ek was 'n sondaar. Ek was horrible, maar sy genade het my vrygemaak. Amen. Om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want as hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Sodat, om hierdie rede, skaam my hom nie om hulle broeders te noem. Julle weet in Johannes 17 sê hy, ek skaam my nie om vir julle my broers te noem, julle is nou my broers, nee. Want dit is uit hom, deur hom en tot hom, wat hy ons heilig gemaak het. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broers verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. Hier's weer 'n liedjie wat ons sing. Nee. Wie van julle ken hierdie liedjie? Sing in the midst of congregation, sing unto the Lord. Sing in the midst of congregation, sing unto the Lord. Dis nog 'n liedjie wat ons sing, wat presies dieselfde is. Hy sê, in die midde van die gemeente sal ek u prys. En verder, ek sal my vertroue op hom stel. En verder, hier is ek en die kinders wat u my gegee het. Vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig word, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. Amen. Halleluja. Hy het hom tot niet gemaak. Nee, hy het hom, nou die woord wat daar gebruik word is katargeo. Katargeo. Jesus Christus het die duiwel se mag heeltemal en totaal en al gekatargeo is die Griekse brood. Hy het hom gedecapitate, as jy dit so wil sien. It means to destroy, to nullify, to make completely inoperative. Completely inoperative. Met ander woorde, hy kan nie meer werk nie. Hy werk nie meer nie. Hy is amper soos Suid-Afrika, niks werk in Suid-Afrika nie. Nee, inoperable, niks werk nie. So hy kan nie meer werk nie. En hy het dit gedoen deur through his sacrificial death, Christ stripped the devil of his ultimate weapon, which is the power of death. Wapen jouself met hierdie gedagte. Christus het hom totaal gekatargeo. Ja,
Hy bestaan nog. Ja, hy bestaan nog, nee. Almal van julle weet hy is nog hier en daar besig met so en so en so en so. Maar daar wag iets vir hom. Daar wag 'n oordeel vir die vyand. En Christus self gaan hom totaal en al ook, wat is die woord daar, so, extinguish, eventually. Maar op die oomblik bestaan hy nog, maar hy het geen mag nie, okay? So, aangesien die kinders, ja, ons het hom gelees, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Nou vrees is 'n vreeslike ding. Vrees laat jou allerhande dinge sien en allerhande dinge, ek weet nie, maar julle, as 'n mens bang is, veral as jy in die nag alleenig in die huis lê en jy hoor allerhande goeters buitekant, dan kom daai vrees, wat gaan nou aan nie? En dan sien jy in jou geestesoog allerhande dinge wat gebeur, en daai vrees neem jou naderhand oor, en vrees maak 'n mens lam. Het julle geweet, vrees maak jou heeltemal lam, dat jy niks kan doen nie. En veral in die ou bedeling, vrees vir die dood, want ons was onderworpe aan slawerny. Die wet het jou 'n slaaf gehou, want die wet kon niemand vry maak werklik nie. Galasiërs sê, die wet was ons tugmeester na Christus toe. Ek weet nie of wie van julle kan hom gou opkyk nie. Die wet was ons tugmeester gewees na Christus toe. So ons sien ook dat ons nou nie meer vrees het vir die dood nie. Dood het nie meer 'n angel nie. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Dood is nothing, want dit is 'n deurstap van 'n een dimensie na 'n ander dimensie. Daar is niks om te vrees daaraan nie, as jy in Christus sterf. As jy buitekant Christus sterf, ek kan nie vir dit praat nie, maar as jy in Christus sterf, dan weet jy mos nou, in wie se hand is jy? Jy is in God se hand. Amen. Ek was al baie keer by sterfbeddens gewees, en as jy sterwensbegeleiding doen, dan voor 'n persoon gaan, dan is daar 'n soort van hierdie onrustigheid by die persoon. En ek onthou die een boetie van ons het in die hospitaal gelê hier in Oudie, en hy was soort van bietjie tens gewees, en ek vat toe sy hande, ek sê vir hom, jy is veilig in die hand van die Here, gaan in vrede. En hy het sy asem uitgeblaas en gegaan. So ons moet onthou dat die dood is niks om te vrees nie. Dis 'n deurstap van die een dimensie tot in die ander dimensie. Ja. So daarom, nee, waar is ons nou? 16. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy, nou julle weet van, ons het net gesê van Filippense 2, vers 9, waar daar staan dat Christus het homself ontledig van sy goddelikheid, en hy het homself oorgegee, sodat hy vir ons kon 'n hoëpriester wees. Verskoon tog. Sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees
in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Christus weet hoe dit is om versoek te word. En daarom sal jy nooit bo jou kragte versoek word nie. Hy verwys hierson na Hebreërs 4 vers 15 en 16. Kom ons gaan na Hebreërs 4 vers 15 en 16. Hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. So, hy verstaan as jy swak voel, nee. Want hy weet hoe dit was, nee. Maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar nou hierdie moet ons nie vergeet nie, maar hy het nooit ingegee vir die sonde nie. Nee, so hy is versoek net soos ons. Christus was 100% mens en hy was 100% God. Baie mense dink, hy was 50% mens en 50% God. Nee, hy was 100% God en 100% mens. So hy weet hoe dit voel om 'n mens te wees. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So, kom ons gaan terug na Hebreërs 2 toe, en ons is amper klaar met hierdie hoofstuk. Ons is klaar met hierdie hoofstuk. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. En dis fantasties om te dink dat die genade van God, the grace of God, is jou vasmeer in die hawe. Amen. Die genade van God. Maar ons moet nie nalat om vas te meer en vas te maak nie. En as ons hier na Hebreërs 4 toe gaan, dan sien ons hoe die Israeliete in die woestyn, hulle moes Kanaan toe gaan. Dit sou hulle 7 dae gevat het, as hulle net geluister het. Maar hulle het nie. En toe vat dit hulle 40 jaar. Nee, as jy in die eerste plek hoor wat die Here vir jou sê, en jy is gehoorsaam aan dit wat die Here vir jou sê, gaan dit jou 7 dae vat, dan is jy in die beloofde land. Maar as jy rebels is, en nie wil glo nie, dan gaan dit jou 40 jaar vat. Want die Israeliete het al in die ronde getrek. En dan het hulle soontoe getrek, dan kom hulle voor berge, dan het hulle soontoe getrek, en terwyl dit was a journey of 7 days. Nou soos wat hy hier sê, in Hebreërs 4, want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle dit nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Jy kan die woord hoor, en jy kan die woord hoor, en jy kan die woord hoor, maar as jy dit nie vasbind met geloof en sê, ek vat dit, dis myne nie, dan gaan dit nie werk nie. Amen. Moet verenig word met geloof. Amen. Dankie Hemelse Vader, dat ons weet dat U is ons anker, U is ons plek, U is ons ligtoring, U is ons boot, U is die rots waarop ons staan. Here, U is ons alles. U is ons genade. U is ons vrede. Dankie Hemelse Vader, dat ons weet dat elkeen van ons is veilig in U hand, Here. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Maar ons bid ook vanmôre, Vader, vir hulle wat nog nie die evangelie raak gesien het nie, Vader. Ons dank U, Here, dat die oë van hulle verstand kom oop, sodat hulle kan sien die groot genade en die groot blydskap wat daar vir hulle weggelê is, Vader. Ek loof en ek prys U, Vader, dat daardie donkerheid en daardie duisternis wyk
uit hulle geestelike oë uit, sodat hulle kan sien en kan sien, sodat hulle kan sien hoe groot u krag en u mag is wat u gewerk het, toe u Jesus Christus uit die dode uit opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand van u, o Vader. Ons dankie daarvoor. Amen. Amen. Halleluja. En af, as ons nie daar gaan kom met.